Goeienaand geliefdes, kom ons staan vir die fotum asseblief. Geseënd is die God en Vader van ons Here Jesus Christus, die Vader van ontferminge en die God van alle vertroosting. Geliefdes, genade, barmhartigheid en vrede van God ons Vader en Jesus Christus ons Here, deur die kragvolle werking van die Heilige Gees. Amen. Gemeente, kom ons sing Psalm 107. Ons sing daar die eerste en die 4de vers, Psalm 107. Geliefdes, ons luister vanaand na die woord van die Here daar uit Matteus 6. Matteus 6 gaan ons lees van vers 19 tot en met vers 34. Dit natuurlik deel van Christus se bergpredikasie. Nou voordat ons daar lees, kom ons bid eers saam. Here God, dankie vir u wonderlike genade. U wat vir ons so aan die einde van hierdie week bring, in hierdie Pinksterweek, om so weer eens stil te raak voor u. Om so in die diepste dankbaarheid voor u te kom, Here, u wat ons vertroos, u wat ons bewaak, u wat ons versorg. Ja, Here, u wat ons versorg na liggaam en gees. En u wat ons hier bring vanaand weer. En Here, daarom bid ons ook, open ons harte deur die Gees, sodat u woord ook in ons harte geanker word, sodat dit waarlik ook deel van ons lewe kan wees. Ons daarvan kan getuig, ons lewe kan vol wees daarvan. Gee u vir ons die krag en die moed en alles. En dankie Here, dankie vir die wonderlike goedheid, al die seëninge. Dankie dat ons vanaand ook hier u kan loof en prys en aanbid. Aanbid as die heilige God van hemel en aarde. Wees u ons sondaars werklik genadig.
Ons bid dit in die naam van Jesus Christus. Amen. Geliefdes, ons tema, so voor ons hier lees, hou dit maar in gedagte. Geloof gee dankbare vergenoegdheid. Ons lees daar Matteus 6 vanaf vers 19. Moenie vir julle skatte bymekaar maak op die aarde waar mot en roes verniel en waar diewe inbreek en steel nie. Maar maak vir julle skatte bymekaar in die hemel, waar geen mot of roes verniel nie en waar diewe nie inbreek en steel nie. Want waar julle skat is, daar sal julle hart ook wees. Die lamp van die liggaam is die oog. As jou oog dan reg is, sal jou hele liggaam verlig wees. Maar as jou oog verkeerd is, sal jou hele liggaam donker wees. As dan die lig in jou donkerheid is, hoe groot is die donkerheid nie? Niemand kan twee here dien nie, want of hy sal die een haat en die ander lief hê, of hy sal die een aanhang en die ander verag. Julle kan nie God en Mammon dien nie. En daarom sê ek vir julle, moenie julle kwel oor jul lewe, wat julle sal eet en wat julle sal drink nie, of oor jul liggaam wat julle sal aantrek nie. Is die lewe nie meer as die voedsel en die liggaam as die klere nie? Kyk na die voëls van die hemel, hulle saai nie en hulle maai nie en hulle bring nie by mekaar in skure nie, en tog voed julle hemelse Vader hulle. Is julle nie baie meer werd as hulle nie? Wie tog onder julle kan deur om te kwel 1 el by sy lengte voeg? En wat kwel julle jul oor klere? Let op die lelies van die veld, hoe hulle groei. Hulle arbei nie en hulle spin nie. En ek sê vir julle dat selfs Salomo in al sy heerlikheid nie bekleed was soos een van hulle. As God dan die gras van die veld wat vandag daar is en môre in 'n oond gegooi word so beklee, hoeveel te meer vir julle klein gelowiges. Daar moet julle jou nie kwel en sê, wat sal ons eet, of wat sal ons drink, of wat sal ons aantrek nie? Want na al hierdie dinge soek die heidene. Want julle hemelse Vader weet, dat julle al hierdie dinge nodig het. Maar soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid, en al hierdie dinge sal vir julle bygevoeg word. Kwel julle dus nie oor môre nie, want môre sal hom oor sy eie dinge kwel. Elke dag het genoeg aan sy eie kwaad. Tot sover. Daar in vers 30, maar net as God dan die gras van die veld wat vandag daar is en môre in 'n oond gegooi word so beklee, hoeveel te meer vir julle klein gelowiges. Baie duidelik, my broer en suster, as jy jou baie kwel, onnodig kwel oor môre en oormôre se versorging, word jy volgens hierdie vers 30 wat ons nou weer gelees het, beskou as 'n klein gelowige. Hoor jy mooi? Wat het dit dan met geloof te doen? As gelowige kind, as kind van die hemelse Vader, moet ek en jy vertrou dat hy sal voorsien, dat hy sal versorg. En as ek en jy die hele tyd loop en ons kwel ons oor môre en oormôre en dan hoor jy nog hoe kla mense ook. As dit so gaan met 'n mens, dan is jy eintlik besig met 'n emosie van wantroue teen die Here
en sy onderhouding. Maar soos ons ook al van mekaar gesê het, dit beteken beslis nie dat ek nou maar agteroor gaan sit, handjies gevou, lui agteroor gaan wees en maar besluit om niks te doen. En Paulus sê baie duidelik daar in 2 Tessalonisense 3 vers 10, sê dit baie duidelik, as iemand nie wil werk nie, moet hy ook nie eet nie. Want ons hoor dat sommige onder julle onordelik wandel, dat hulle nie werk nie, maar bemoeisiek is. Natuurlik ook die baie bekende woorde daar van die Spreuke digter, Spreuke 6 vers 6, waar hy sê, gaan na die muurluiaard, kyk na sy weë en word wys. En nou kan 'n mens natuurlik met baie ander dinge kom. Daar's natuurlik baie groot beproewings in ons lewe en ons kan baie dinge vanaand opnoem. Mense kan nie werk nie of hard werk nie as gevolg van baie dinge, dalk siekte, ouderdom, gebreke, gestremdheid, en ons kan aangaan. Mens kan so gestremd wees dat jy nie kan werk nie. Ons hoor baie oor die nuus, ons land in 'n groot verknorsing, want ons sit met 'n werksloosheidssyfer van daar by die 43%. Ek dink dis nou alweer hoër. Saam is daar natuurlik die probleem van onregverdige diskriminasie. Maar die groot saak, die baie belangrike saak wat ek en jy moet onthou, wat ons maar elke dag van ons lewe werklik moet besef, is om te kan sê, maar waar kom hierdie dinge wat ek het, hierdie besittings wat ek het, hierdie kos wat ek kry, hierdie klere wat ek het, waar kom dit vandaan? Om elke dag te kan besef, my broer en suster, hierdie gawes kom alleen uit die hand van die Here. Dis genade. Hy wat deur sy genade die gewer van geloof is ook die gewer van alles wat ek en jy besit. Hy alleen het dit moontlik gemaak dat ek en jy al hierdie dinge wat ons het bekom. Jakobus 1 vers 17, elke goeie gif en elke volmaakte gawe daal van bo af neer, van die Vader van die ligte, by wie daar geen verandering of skaduwee van omkering is. My broer en suster, en daarom moet in my en jou hart 'n dankbare vergenoegdheid wees. Om te weet, en ons het dit vanaand hier baie duidelik gelees, ook God weet wat ons nodig het. Hy weet wat vir ons goed is. En daarom moet ons oog, as 'n mens van ons oog praat, soos hy ook hier van die oog praat, moet dit die oog wees wat reg ingestel is, die geloofsoog. Reg ingestel wees in hierdie lewe. En ons moet maar altyd onthou hoe die woord vir ons leer, hoe die woord van God vir ons ook lei. As 'n mens daar in 1 Timoteus 6 vers 7 gaan lees, om ons net weer 'n slag te herinner, hy sê daar, Paulus sê daar, want ons het niks in die wêreld ingebring nie, dis duidelik dat ons ook niks daaruit kan wegdra nie. En dan sê hy in vers 8 daar, maar as ons voedsel en klere het, moet ons daarmee vergenoegd wees. En dan kom hy verder en hy waarsku 1 Timoteus 6 vers 9, hy sê, die wat ryk wil word, val in versoeking en strikke en baie dwaase en skadelike begeerlikhede, wat die mense laat wegsink in die verderf en ondergang. En nou gaan hy nog verder, hy sê vers 10, want die geldgierigheid is 'n wortel van alle ewels. En omdat sommige dit begeer, het hulle afgedwaal van die geloof. Hoor jy dit?
Dit laat vir hulle so belangrik dat hulle afdwaal van die geloof en hulle self met baie smarte deurboor. Dis natuurlik wanneer mense gaan, hulle wil net skatte by mekaar maak. Hulle jaag na rykdom. Dis alwaaroor hulle lewe eintlik maar gaan. Meer en meer. Ek het nooit genoeg nie. Ek wil meer hê. En dan raak geld en besittings raak die fokus en nie meer die Here in sy koninkryk nie. En so raak hulle harte so verknog aan hierdie verganklike aardse skatte wat deur mot en roes en diewe verlore gaan. My broer en suster, onthou maar net altyd. En ons is maklik om te sê, daar die mense daarin, hulle buig voor afgode, sies, kyk daar. Maar as jou besittings, as jou geld belangriker geword het as God, as jou fokus meer op dit is, dan moet jy weet, jy maak 'n afgod hiervan, jy's besig met afgodery. En as hy hier in hierdie gedeelte praat van die verkeerde oog, is dit juist daar, waar jy regte perspektief verloor, en dan in plaas dat jy al jou hoop en vertroue op die Here stel, gaan dit basies oor hierdie aardse skatte. Hierdie aardse skatte wat 'n ereplek inneem. En hulle word gedien. Nee, sê Jesus Christus, en hierdie woorde moet ek en jy werklik ter harte neem, vers 33. Maar soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid, en al hierdie dinge sal vir julle bygevoeg word. Ek en jy het baie lesse in die natuur te gaan leer. Ek en jy wat as mens aangestel is om te heers oor die skepping. Ons moet gaan leer uit die natuur, en eintlik moet ek en jy skaam word. Want ons openbaar 'n klein gelowige gedrag. Ons moet gaan om na die voëls en die blomme in die veld te gaan kyk, dan bring dit 'n mens weer onder die diepe besef van God se wonderlike versorging en sy beskikking. Dit vertel vir ons van God se goedheid en guns en sy omgee. Hierdie God wat goed is, so goed is vir die diere en die plante en vir die natuur sorg. Hoeveel te meer vir my en jou, uitverkore kind van God. Die voëls van die hemel, hulle kan nie by mekaar maak in skure en store nie. Toe ek dit hoor, het ek nogal aan Josef gedink daar in Egipte. God beskik so deur hom, deur natuurlik baie traumatiese gebeure onder sy beskikkende hand gebeur hy, dat Josef uiteindelik die graan kan opgaar, en dit 'n groot doel het, om sy mense te red van hongersnood, om koste te kan gee in 'n tyd van groot hongersnood. Maar meer nog om ook uitkoms te gee vir pa Jakob en sy gesin, om 'n versekering te gee van die voortbestaan van 'n volk Israel. Maar baie traumatiese gebeure, Josef daar in die put gegooi, die Ismaeliete wat aan die Ismaeliete verkoop word, hulle wat hom wegvoer in die vreemde, in die tronk, vir hoe lank? Al hierdie dinge, my broer en suster, dit alles deel van God se alwyse genadige plan. Josef wat volhard in die geloof, ten spyte van al hierdie beproewings. En dan kom hy so, 'n mens dink aan daardie geloof van hom, as hy so aan sy broers daar aan die einde, hy kom nie met wraakgedagtes nie. Hy kom deur die geloof tot hierdie geloofswysheid. Genesis 45 vers 8 sê, julle het my dan nou nie hierheen gestuur nie, dis nie julle nie.
Maar God, en hy het my 'n raadsman van Farao gemaak en 'n gebieder oor sy hele huis en 'n regerder in die hele Egipte land. Die woorde van Josef getuig van diepe opregte geloof in die drie-enige God. Daarom word hy ook daar in Hebreërs 11 word hy gesien as 'n man, as 'n voorbeeld van geloof. My broer en suster, geloof stel ons visie, ons oog, ons hart in om reg te kyk, reg te fokus, reg te verstaan. Om te weet, om werklik hart en siel te weet en te besef, God sorg vir ons. Want in Jesus Christus is hy ons Vader. Vers 32, want julle hemelse Vader weet dat julle al hierdie dinge nodig het. Hy voorsien nie net aan ons aardse behoeftes nie. Ons weet hy voorsien versekerlik ook aan ons geestelike. As 'n mens daar in Deuteronomium 8 vers 3 gaan lees, dan sê Moses baie duidelik aan die volk, dat hulle deur die manna moes leer dat die mens nie van brood alleen leef nie, maar van die woord van God. Die woord wat uit die mond van God gaan. Daarom besef 'n mens, my broer en suster, ons het sielekos nodig. Net soos wat ek en jy elke dag kos nodig het vir ons liggaam, het ons ook kos nodig vir ons siele. En dit lees ons baie duidelik daar in Jesaja 55 vers 2, waar die Here so wonderlik vir elkeen van ons uitnooi. Hy sê, luister aandagtig na my en eet die goeie en laat julle siel om in vettigheid verlustig. Jesus Christus, die lewende woord wat vertel daar in Johannes 6 vers 47 sê hy, luister mooi wat sê hy, sê voorwaar, ek sê vir julle, wie in my glo, het die ewige lewe. Ek is die brood van die lewe. As iemand van hierdie brood eet, sal hy lewe tot in ewigheid. Geen kwelling dan, my broer en suster, en dis die belangrikste in hierdie ou lewe, geen kwelling oor 'n helse smarte. Nee, net 'n innige dankbaarheid, so 'n oneindige innige dankbaarheid om God se genade en goedheid. 'n Innige dankbaarheid om ons verlossing in Jesus Christus. Om te weet, elke dag van my lewe, God sorg vir my. Hoekom sal ek kwel en vrees? 1 Petrus 5 vers 7, werp al julle bekommernis op hom, want hy sorg vir julle. Amen. Ja, maar sy Here, ons hoor so die woorde van die psalmdigter ook, daar uit Psalm 136, wat hy so loof en prys en dankbaar is, wat sê, wat voedsel gee aan alle vlees, want die goedertierenheid is tot in ewigheid. En ons wil dit ook bely, ons wil dit ook sê, ja Here, U wat ons nooit in die steek laat nie. Daarom vra ons Here dat U werklik met ons sal wees, ook so waar ons kan uitsien, om as gemeente saam in die gemeenskap van gelowiges ook die nagmaal te vier. En dat ons weet, Here, waar ons die tekens sien, as tekens ook waar U voorsien het. Voorsien het in die Seun Jesus Christus, om vir ons sondes aan die kruishout te sterf. Ja, Here, hoe kan ons ooit genoeg dankie sê? En gee, Here, dat ons dankbaarheid sal wys ook in ons lewe.
om 'n lewe te leef wat welbehaaglik is voor U. Om 'n lewe te leef wat getuig van ons verlossing in Jesus Christus. Ons dank U, Here, vir hierdie wonderlike geleentheid, elke aand van hierdie week. Dankie dat U deur die woord en Gees so in ons harte ingang gevind het. Ons bid om U genade, wees met ons, Here. Ons vra dit in die naam van Jesus Christus. Amen. Geliefdes, voor ons daar gaan sing, wil ek tog net vir U lees hieruit die Heidelbergse Katekismus, Sondag 50, vraag en antwoord 125. Het gaan nou oor die bede in die Onse Vader. En so neem hy nou elke gebed basies. Hy vra hier, wat is die 4de bede? En dan weet ons die antwoord, as ons bid natuurlik, gee ons vandag ons daaglikse brood. Dit is, wil ons versorg met alles wat nodig is vir die liggaam, sodat ons daardeur erken dat U die enigste oorsprong is van al wat goed is, en dat ons sorg en arbeid, sowel as U gawes, sonder U seën, luister mooi, sonder U seën ons nie tot voordeel kan strek nie, en dat ons dus ons vertroue van alle skepsele moet aftrek, en op U alleen stel. So die waarheid. Dink maar bietjie as ons sing so Sondag na Sondag die Onse Vader. En as ons sing, gee ons daaglikse brood. Dink bietjie daaraan. Ons gaan sing gesang 294 op berge en in dale. En toe wil ek eers net 2 verse sing, toe dink ek nee, dan doen ek skade aan die lied. Kom ons sing 3 en toe dink ek nee, daardie vers 4, ek kan hom nie uitlos, so kom ons sing al 4 die verse van op berge en in dale.
Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees bly met u almal. Amen.